is about Jesus. Matteus 1. Ek wil nie haastig hieroor gaan nie, want wat ons nou gaan lees is absoluut die vervulling van al die tipes, al die skaduwees, al die voorbeelde, al die dade, al die profesieë op een stadium. Die offerandes, die tabernakel, die priesterdom. Dit alles kom saam en vloei saam op een oomblik in vervulling. Dit lees ons Matteus 1 vers 18. Die geboorte van Jesus Christus was dan so, toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. Josef haar man, omdat hy regverdig was en onwillig om haar openbaar te maak, het hom voorgeneem om in die geheim van haar te skei. Maar terwyl hy dit in gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê vir hom: Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. En sy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Ek wil met jy praat oor die geskenk van Jesus. Die geskenk Jesus. Ons gee lekker geskenke in hierdie tyd, nie waar nie? Dis lekker. Maar die oorsprong van gee en geskenke kom van God wat die grootste gewer is. Vrywillig en vrygewig. En voordat ons enigiets vir hom kon gee, het hy Jesus aan ons gegee. Selfs voor die grondlegging van die wêreld, sê die Bybel. Jesus is die geskenk wat jy werklik nodig het. En ons vra God gedurig vir baie dinge, ons vra hom vir gesondheid, ons vra hom vir voorspoed, vir vrede, maar ons grootste behoefte was 'n redder. Toe ons in sonde vasgevang was en nie by God kom uitkom nie. Hy het ons grootste behoefte vervul. It's Jesus. Jesus, the gift that keeps on giving. Gives today, he gives tomorrow, forever he gives. 2 Corinthians 9:15, thanks be to God for his unspeakable free gift. Amen. Oor hierdie tyd gee die algemene, kom ons sê maar die gemiddelde Amerikaner gee omtrent $900 oor Kersfees aan Kersfeesgeskenke uit. Dis omtrent so R15,000 in ons terme. Omtrent so 3 triljoen rand word net spandeer aan geskenke. En dis nogal interessant dat hulle het 'n survey gedoen en hulle het gevind dat vroue spandeer omtrent 20 ure op soek na geskenke. Ek dink dit is nog 'n konservatiewe berekening. Dan sê hulle daar so piek tussen die 22 Desember tot 25ste, wanneer die winkels net toegestroom word, en ek dink dit is dan wanneer die mans wakker skrik, dat hulle moet iets gaan koop. Ja. Ons weet die tradisie van geskenke gee, gaan terug na die wyse manne toe. Die vrygewigheid van 'n geskenk aan Jesus, goud, mirre en wierook. Wyse manne. Die Bybel sê as dit wyse vroue was, inteendeel, dan sou hulle doeke, kos en babakleertjies gegee het. En die ma gevra het wanneer laas het sy geslaap en kan sy haar help. So by the way, ek en my vrou het ouma en oupa geraak. Want die beste geskenke wat al ooit gegee is deur God aan ons gegee. Hy gee goeie geskenke. Hy's 'n goeie Vader. Amen.
Bybel sê elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van die Vader af neer. Jakobus 1:16, it's every good and perfect gift comes from above. En ek het net gedink, hoeveel geskenke het ek nou al in my sak, wat ek van God af ontvang het in my lewe. Die gawes aan my en aan my familie, aan my huis, dit is net merkwaardig. En ek glo u voel dieselfde as ek. Maar ek het gewonder, as ek nou uit hierdie sak uit moet uithaal, wat vir my die kosbaarste is van wat God gegee het. Wat sou dit wees? Die eerste een wat in my hart opkom, is dank die Here vir die gawe van die Heilige Gees aan my. The Holy Spirit. I love the Holy Spirit. I love Him. I seek the Holy Spirit. His presence. Handelinge 2:38 sê Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. Hierso is dit bekering, doping en dan tot vergewing van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Wie van julle het al die gawe van die Heilige Gees ontvang? En dan van al die geskenke is die Heilige Gees seker een van die kosbaarste. Hoe hy my gevul het met die doping van die Heilige Gees. Hoe ek vandag nog praat ek in die Gees. Kan ek 'n amen kry? Elke dag, wanneer ek kerk toe kom, wanneer ek van die kerk afgaan, wanneer ek by die huis is. Die Bybel beskryf dit as lewende water wat uit jou binneste vloei. Ek onthou baie goed toe ek gevul is met die Heilige Gees, dit was op 'n kerk jeugkamp en daai oomblik sal ek nooit vergeet in my lewe nie. Terwyl ons die Here aanbid het en geprys het, is ek gevul met die Heilige Gees. Die Bybel praat in Efesiërs 5 van ander gawes wat God ons gegee het. En het jy geweet dat die vyfvoudige bediening is van die gawes van God? Dank die Here vir leraars. Amen. Dank die Here vir herders. Tweede een. Dank die Here vir profete. Vir evangeliste. Amen. Dank die Here vir apostels. Die bediening om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk. Hier is gawes wat God aan sy kerk gegee het. Ek wil vir die Here dankie sê vir daai gawes wat so 'n blessing in my lewe was. En nog steeds is. En ek dink aan die wonderlike geskenke van God se genade aan my al oor al die jare. Die barmhartighede wat ek ontvang het, die vergifnis wat ek gekry het. Dink aan die gawe van sy absolute liefde vir my. En sy bloed wat hy vir my gegee het. Dank die Here vir die gawe, die geskenk van sy woord, wat ons elke dag kan geniet. Die gawe van lewe, die gawe van gesondheid, wat 'n gawe, wat 'n geskenk is dit nie. En ek dink aan die wonderlike geskenk van sy barmhartigheid. Maar een van die mooiste geskenke waarop ek wil fokus, is wat die engel aan Maria gespreek het. Matteus 1:21 sê, en sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. Dit is interessant, dat nie die ma of die pa het die naam gegee nie, maar die engel van die Here het die naam aan haar gegee. En op daai oomblik het die gawe van die naam van Jesus, I am thankful for the gift of Jesus' name. Die gawe van daai naam, want ons verstaan nie hoe kragtig daai naam is nie. Micha praat van Jesus in die Ou Testament, hy sê Micha 1:5, en jy, Bethlehem, Efrata,
klein om te wees onder die geslagte van Juda. Uit jou sal daar vir my uitgaan en wat 'n heerser in Israel sal wees. En sy uitgange is uit die voortyd en die dae van die ewigheid. Jesus is God van voortyd af, van ewigheid af. Deur die Ou Testament beweeg hy tot waar ons vandag is. En hy is steeds besig om sy regering groter en sterker te maak. En van die einde van sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. En soos hy beweeg van die ou tyd af, openbaar hy net meer en meer van hom deur die Ou Testament, totdat ons die volle openbaring van God in een persoon kry. En sy naam is Jesus. Hy begin by die skepping. Dieselfde God wat die hemel en die aarde geskep het, was dieselfde God wat gebore was in daai krib. Jesus was God in vel en been. En hy begin in die Ou Testament en begin al hoe meer name gee, soos hy begin wys wie hy is, en openbaar wie hy is. Die eerste keer wat God aan 'n mens verskyn het, om aan hom te openbaar wie hy is, gebruik hy sy naam, die Hebreëse naam Elohim, wat beteken, ek is die allerhoogste God. Allerhoogst, daar is geen een gelyk aan my nie. Wie van die kan sê, ja, geen een is gelyk aan hom nie. Nie Mohammed nie, nie Boeddha nie. There's no name given by which we shall be saved. Hy is in 'n klas van sy eie. Hy is Elohim. He's the most high one. Die tweede keer wat God hom openbaar, sy naam sê die volgende, ek is Adonai. Adonai beteken ek is meester en ek is Heer. Ek is meester. En dan gee hy nog 'n pragtige naam in die Ou Testament, toe hy vir Abraham sê, ek openbaar myself as Yahweh. En dan openbaar hy hom in verskillende situasies waarin Israel hulle bevind. Wanneer hulle in die oorlog is, kom hy na hulle en hy sê, ek is Jehovah Nissi, your banner. I am the one that fights for you. I'm the warrior. Gaan verder en wys wat sy eienskappe is in die situasies waarin Israel hulle bevind. Tot hulle by die bitter waters van Mara kom en hy hom daarin openbaar as ek is Jehovah Rafa, die God wat jou genees. You are the God that healeth me. You are the Lord my healer. En dan sê hy, ek is Jehovah Shammah, die God wat daar is. Wat jou nooit begewe, wat jou nooit verlaat nie, amen. Dan sê hy, ek is Jehovah Tsidkenu. I am your righteousness. Daar gaan 'n man kom met die naam van Jesus en sy geregtigheid gaan op jou kom en jou identifiseer as 'n seun van God. Ek sê dis 'n groot geskenk, 'n geskenk van geregtigheid. God kyk na my deur die oë en deur die geregtigheidsstatus van Jesus. En soos hy meer en meer verder word sy naam meer en meer duidelik aan ons. Terwyl Abraham die met uitsteek om sy seun te offer aan die Here, stop die Here hom en sê, Abraham, ek is Jehovah Jireh. I will provide. You don't have to slay him. Somebody is going to be provided by God that will be slain also on a mountain. But I will be Jehovah Jireh. Dan sê,
Ek is Jehovah Shalom, die God van vrede. Ek wil sê daar is niemand soos ons God nie. Dis hoekom hy sê in Psalm 96, sing tot eer van die Here, 'n nuwe lied. Ag, ons moet meer sing. Kan ek 'n amen kry? Meer sing. Ek kan korter preek en meer sing. Dink julle so? Okay. Ja, sing tot eer van die Here 'n nuwe lied. Sing voor die Here oor ganse aarde, sing tot eer van die Here, loof sy naam, verkondig sy heil van dag tot dag, vertel onder die nasies sy eer onder al die volke, sy wonders, want die Here is groot en baie lofwaardig. Hy is gedig bo al die gode. There is no God like Jehovah. Dis waar hy lied vandaan kom. As 'n God einde aanbid het met die naam van Baal. En hulle het hom die God van reën genoem en die profete van Baal sou uitgaan en hulle sou dramatiese dinge doen. Hulle sou hulle self sny, hulle sal hulle self slaan. Hulle sal uitroep en uitprobeer om fisiese manifestasies te doen om die aandag van die reëngod te kry. Maar daai God kon hulle nie help nie. In die droogte nie. Toe gaan Elia gaan in die droogte en hy bid tot die God van Israel. En die Here antwoord hom met 'n klein wolk wat soos die grootte van 'n vuis was. En uit die wolk begin die Here om die aarde te voed, die riviere om te begin vloei, die waters om terug te kom en die droogte te breek, want daar is geen God behalwe ons God nie. Dagon was 'n ander god wat die Filistyne gedien het. Half vis, half God, standbeeld wat in hulle tempel gestaan het en toe die ark langs dit kom staan. Die volgende dag toe hulle daar kom by Dagon. Toe lê Dagon op sy kop, stikkend gekap, geval, want elke knie sal buig en elke tong sal bely dat hy die Here is. Daar's geen God soos ons God nie. En ek wil net sê dat Satan is nie gelyk aan God nie. Hy is 'n engel reject. Niks anders as 'n engel in die hemel wat uitgegooi is deur die vinger van God. Die Bybel sê by the finger of God, soos om iets te fliek. En hy is neergewerp en dis dit. Die Bybel sê die regverdige val 7 keer, maar elke keer staan hy weer op. Die vyand, Satan, kan nie weer opstaan. Amen. When we fall, we can stand up. But his fall was so great. He will never be able to come up to the throne of God again. Want daar is geen God soos ons God nie. Filippense 2:16 sê, hy wat in die gestalte van God was, het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word. En gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sal buig elke knie. Van die wat in die hemel en wat op die aarde en wat onder die aarde is, en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Glo dit? Dit gaan gebeur. Elke koning, die rykste mense op aarde, die goddeloosste mense op hierdie aarde, die kragtigste mense, die armste mense, gaan uitroep, Jesus is die Here. Elke demoon, elke geskape wese gaan uitroep, Jesus is die Heer. Elke knie gaan kan buig en sê, hy is die Heer.
Jesus is not one of many. He is God all by himself. Amen? Want as Jesus nie God is nie, dan is hy die grootste leenaar. Want dis wat hy verkondig het, van wie hy is, toe hy begin preek het. 2 Korintiërs 5:19 sê naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het. En ek is so bly, ek is versoen met God. Ek is versoen met die Here. Alles wat God was, het in Jesus gewoon. En in hom het hy my met homself versoen. Deur Jesus. Jesus is eerder God of hy is nie God nie, eerder goed of hy is boos, eerder die waarheid of hy is 'n valse profeet. Johannes 8 sê, voorwaar ek sê vir julle, voordat Abraham was, is ek. Try daai tenses, past, present, future tense, uit te vier in daai vers. Voordat Abraham was, is ek. Hy was nie 'n leenaar toe hy gesê het in Matteus 28 en Jesus het nader gekom met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Hy sê in Johannes 14, Jesus sê, ek is so lank al by julle en julle het my nie geken nie. Filippus, hy wat my gesien het, het die Vader gesien. If you see me, you see the Father. Grootste belydenis van Jesus. En hy sê, ek is die manifestasie van alles wat God is. 100% God, 100% mens. En dit is hoekom die wêreld Jesus haat. That's why they hate him. God het alles van hom laat gebore word in 'n klein babietjie. En dis wat ons vier op Kersfees. Amen. Die vleeswording van Jesus. Ons vier nie die geskenke en die mistletoes en al daai tipe goed. Dit is nie waaroor dit gaan nie. Dit kan al wees, maar dis nie waaroor dit gaan nie. Die liggies. Die boodskap moet duidelik wees dat dis Jesus. Amen. Ons erken die Here van die Here. Ons erken die koning van die konings. En om Jesus te verwerp is om God te verwerp. God is nie jou Vader as Jesus nie jou redder is nie. Ek sê dit weer, God is nie jou Vader as Jesus nie jou redder is nie. Wat 'n gawe die naam van Jesus. Ek wil vir julle sê, spreek sy naam met groot autoriteit, met groot respek, met groot ontzag. Moenie sy naam uitelik gebruik nie. Dis nie 'n skelwoord nie, want spreek jy sy naam en ek wil vir julle sê dat die doderyk bewe by die aanhoor van sy naam. Die hemele staan op aandag by die aanhoor van sy naam. Sy naam is Jesus. Genesing vloei van daai naam. Daar is lewe en bevryding in daai naam. Amen. Ons dien nie 'n veelvoud van gode nie. Ons doen een. Dien een en sy naam is Jesus. Een redder. Daar's een wat op die troon sit. En as jy eendag in die hemel kom, sal hy nog in sy vlees die wonde van die kruis dra. Almal sal genees wees, almal sal merkloos wees, almal sal 'n nuwe liggaam hê, maar hy sal die enigste ene wees met hande wat nog steeds deurboor is. Dis hoe ons hom gaan herken, want die merke van die beter verbond, met beter beloftes, is die merke van sy hande en die merke van sy voete. In die Ou Testament was verbond besnydenis.
Nou in die Nuwe Testament is die verbond die wonde van Jesus. Ek wil vir julle sê, eendag gaan ek Jesus aanraak. I'm going to touch him. Nie soos ongelowige Thomas nie. But I'm going to touch him. En eendag gaan Jesus se deurboorde hande my in die hemel inwelkom. Hy gaan my in sy hande vat, hy gaan my vashou. Met daai lippe wat die hemele gespreek het, gaan hy sê, welkom tuis, my seun. My seun, my kind. Jy hoef nie bekommerd te wees oor hoe God lyk, of hoe God is nie. Al wat jy hoef te doen, is om te kyk na Jesus. Lees van Jesus. Jy sal uitvind wie God is, hoe hy omgee, hoe hy oor jou voel. Jy weet, party mense sê, ek is nie belangrik nie, hy is voel minderwaardig. Maar regtig, ek wil vir jou sê dat die vorm waarin God homself kom wys het en openbaar het, wys ons die integriteit van ons ontwerp. Amen. Jesus het nie in die vorm van 'n dolfyn gekom nie, 'n vis, 'n dier, 'n voël nie. Hy het gekom in die vorm van 'n mens, om te wys dat die integriteit van jou ontstaan en bestaan is in hom, en deur hom. Jy is belangrik genoeg vir God, om hom soos 'n mens te kom openbaar. En hy kom aarde toe as 'n mens, en vind jou, wat in sonde vasgevang is, en in skuld is, en hy tel jou op, en hy plaas sy geregtigheid op jou, en sy goedheid oor jou lewe. En hy tel jou op uit die vlak, waaruit jy is, en hy stort sy liefde oor jou. Ag, is wonderlik. 7 keer sê Jesus, ek is. Ek is die lewe, ek is die lig, ek is die deur, ek is die opstanding, ek is die goeie herder, ek is die ware wynstok. Dis wie Jesus is. He's the gift. Keeps on giving. Jy weet, ek het nou gesing van Jesus, ek wil weer sing van Jesus. Maar ek het daai naam al gespreek in krisisse. Ek het al daai naam gespreek in die grootste vrese in my lewe. Ek het al daai naam gespreek. En ek wil vir julle sê, daar is geen naam soos die naam van Jesus nie. Ek het dit al oor mense se liggame uitgeroep, wat lê en sterwe, en dat die vrede van daai naam oor hulle lewe kom, en hulle in vrede absoluut, en geen vrees, wag vir die Here om hulle te kom haal nie. There's something about that name. It brings peace. Something about his name that brings joy. Brings grace. En die gawe van die naam van Jesus, die Kersfees is